Goeiemôre broers en susters. Môre ook almal wat saam met ons virtueel ingeskakel is. Lekker om almal te sien en selfs die wat ons nie kan sien nie. Ek wil sommer net dadelik sê, ons is baie jammer oor verlede week se stroom wat skeef geloop het as gevolg van 'n internetprobleem halfpad. Wel eintlik sommer so redelik aan die begin van die diens het ons probleme met die internet ondervind wat toe nou gemaak het dat ons glad nie verlede week se dienste kon stroom nie op Facebook en op YouTube nie. En nou het hulle vir my gesê daar's nou vanmôre ook 'n probleem met YouTube. So elke keer as hulle op YouTube begin stroom ook, en dis die een van die redes hoekom ons 15 minute voor die tyd begin musiek speel en begin toets en begin kyk. So elke keer as hulle op YouTube ingaan, dan skop hy dit uit. So daar word vanmôre net op Facebook gestroom, as daar dalk van julle vriende of mense is wat na die tyd, maar net nie nou WhatsApp nie. So wat vir julle dalk vra wat het gebeur met YouTube, ons gaan direk na die diens, gaan ons hierdie video op YouTube laai. So hy sal wel later op YouTube wees, maar hy word nie nou direk gestroom nie. En as ons iemand die skuld moet gee, dan gee ons die regering die skuld. Hulle is vir alles verantwoordelik wat skeefloop hier in die land. So, goed, baie welkom dan hier vanmôre en jammer daaroor vir verlede week. Kom ons kyk net bietjie na wie ons weet, van wie ons weet wat siek is. Martie Kokemoer is nou oorgeplaas na 'n step down in die Heritage Manor. Ons hoop dit gaan daar nou beter, dat sy weer kan teruggaan na haar huis toe. Tini Esterhuizen het dan haar tweede oogoperasie gehad, donderdag, en dan gaan Susie Smit môre vir 'n eerste oogoperasie. Ek is baie bekommerd daaroor as haar oë beter sien. Wat gaan sy sien as sy vir dan vir Hannes sien? Goed. Ja, en dan ook hou ons vir Annemarie so in ons gebede wat besig is met ernstige kankerbehandeling. Annemarie Hougaard, so ons dink aan almal, en as daar ander is wat siek is wat ons nie van weet nie, laat weet ons asseblief. Ook as daar mense is wat virtueel inskakel en ons weet nie van julle nie, laat weet vir ons as daar siekes is. En ek vra ook weer vir die ouens wat virtueel inskakel, waar julle ook al in die wêreld of in die land is, sit tog net 'n boodskap hierby en sê ons kyk saam of ons was saam met julle in die erediens hier of daar iewers in die wêreld. Dis lekker om dit te sien en te weet waar hulle saam met ons dan ook al is. So dit is al vir nou, ons sal na die tyd so bietjie oor 'n paar ander goeters ook met mekaar praat. Ons toetrede lied vir oggend is gesang 516, pragtige lied wat sing van al sou die vyeboom nie bot nie en al sou die wingerd sonder druiwe staan en die graan verdor en die vrugtebode wegkwyn en die kleinvee en die beeste alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Ons sing dit staande, bly staan vir die foto met die seën, en dan is ons lofsang vir oggend die pragtige gesang 464, waarvan ons die eerste, die tweede en die vierde vers as lofsang gaan sing. Kom ons begin met gesang 516.
Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasdry. Meneer, vra hy, wat is
die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde: Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik, nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sonde gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Ons is nou so by die 4de, 5de geleentheid in die reeks waar ons so 'n bietjie probeer om meer bewus te word van die mense om ons, van die wêreld om ons en van God, om te sien waarvoor ons alles dankbaar kan wees, sodat ons ook God meer kan loof en prys. En vanoggend staan ons stil by nog 'n Psalm, Psalm 121. In my Bybel staan dit op bladsy 651, as jy dit in jou eie Bybel wil volg. Maar voor ons dit gaan lees, gaan ons net vir die Here ook vra om sy woord vanmôre vir ons te breek, oop te maak, sodat ons dit kan verstaan. 'n Woord wat baie duisende jare gelede geskryf is, maar wat ons graag wil hoor, wat dit vandag vir ons sê, hoe dit vandag met ons praat, hoe dit ons lewe vandag uiteindelik kan aanspreek en ook kan verander. So julle kan net so bly sit, dan vra ons om sy woord vir ons oop te maak. Hemelse Here, ons dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig. Dankie dat ons as 'n gemeente, as gelowiges
saam kan wees. Al ken ons mekaar nie almal nie, is ons saamgebind deur die bloed van Jesus Christus. Dankie vir soveel seën en genade wat ons uit U hand ontvang. Ja, Here, daar is baie dinge waaroor ons en waarvoor ons die regering kan beskuldig. Maar daar is een ding wat ons nie voor hulle deur kan lê op hierdie stadium nie, en dit is dat hulle ons uit die kerke uithou nie. Wanneer ons uit die kerke bly, wanneer ons nie deel van die kerk wil wees, wanneer ons nie deel van U volgelinge wil wees nie, dan is dit ons besluit. Dankie dat ons vry is in hierdie land om saam te kom waar en wanneer ons wil. Dankie dat ons vry is om ons Bybels te lees en te bid waar en wanneer ons wil, om getuies van U te wees waar en wanneer ons wil. En dis vanoggend ons gebed dat U hierdie woord sal gebruik net om ons weer moed te gee. Ons leef in 'n wêreld wat moeilik is en wat daar baie pyn en seer en swaar is. Here, en vanoggend wil ons deur die Heilige Gees U stem hoor, U nabyheid voel, sodat ons hier kan uitgaan met nuwe moed en nuwe hoop en nuwe krag om hierdie wêreld te gaan face en aan te gaan en ook getuies vir U in die wêreld te wees. Seën elkeen van ons wanneer ons hier saam is, maak ons harte, ons ore oop en ontvanklik vir U woord. Daar is so baie dinge waaraan ons nou kan dink en so baie dinge wat ons gedagtes kan volmaak. Maar Here, laat ons net vir 'n paar oomblikke konsentreer en luister, sodat ons hier kan uitgaan en kan sê, die Here het met my gepraat. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons lees dan nou saam Psalm 121. Is 'n pelgrimslied. Ek kyk, en julle sal nou hoor, ek het die presiese woorde gebruik vanmôre ook vir die fotum se eerste deel. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons lees net tot sover. Die Bybel sê van ons op baie plekke dat elkeen wat hierdie woord van God hoor en dit glo, is 'n baie gelukkige mens. Daar is 'n uitdrukking wat sê, 'n mens is wat jy eet. Daar is ook 'n ander baie bekende uitdrukking wat sê, 'n paar oomblikke op die lippe, 'n leeftyd om die heupe. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel eintlik al my hele lewe lank om my gewig in toom te. Ek kan nie aan baie jare dink waar ek nie die 2de of die 3de Januarie begin dieet het nie. Maar dis ook nie net ten opsigte van gewig wat ons kan sien of sê mense is wat hulle eet nie. Dikwels kan ons dit ook ten opsigte van mense se gesondheid sê, dat 'n mens kan sien hy of sy is wat hulle eet. Dink maar net aan siektes soos diabetes of hartprobleme of cholesterolprobleme waar jy baie vinnig kan agterkom, mense is wat hulle eet. Met ander woorde, hulle eet om by hulle siektetoestand aan te pas of om nie hulle siektetoestand verder te versleg nie. Maar dit het my toe ook laat wonder of ons nie dalk ook is wat ons praat nie. Nou, ek het veral daaroor begin wonder nadat ek 'n tyd gelede 'n landbouprogram op TV gekyk het, waar een van die aanbieders van die program iets gesê het wat my so bietjie onkant gevang het. En dit wat hy gesê het my toe laat wonder of 'n mens nie ook kan hoor wie iemand is in dit wat hulle praat nie. Luister mooi wat ek sê. As ons sê 'n mens is wat jy eet,
sê ons, dit wat ek eet of drink, sê iets oor myself. Dit sê hoe ek oor kos en drank voel en dink, of hoe ek oor my gewig en oor my gesondheid voel en dink. En nou is die vraag, as dit waar is, dat ons kan afleidings maak oor iemand, op grond van dit wat by hulle mond ingaan, of ons nie dalk ook kan afleidings maak oor dit wat by mense se monde uitkom nie. Met ander woorde, kan ek uit dit wat uit iemand se mond uitkom aflei, dat hierdie persoon graag skinder, en of hy of sy graag sleg praat van ander mense, of graag leuns vertel. Kan ek deur na iemand te luister, agterkom in wat se huis hy of sy groot geword het, en agterkom waar sy of haar hoop lê, of hoe hulle verhouding met God lyk. Dit bring my terug by die landbouprogram waarna ek gekyk het. Nou, ek kyk nie gereeld na die program nie, en dit was seker toevallig, dat die keer toe ek na so 'n program gekyk het, een van die aanbieders sy onderhoud met iemand begin het met, soos hulle sê, nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is jou bankbalans. En ek kon nie glo wat ek hoor nie. En ek kon ook sien dat die persoon met wie hy hierdie onderhoud sou voer, was so bietjie uit die veld geslaan, om op 'n program oor landbou, waar daar gereeld gepraat word oor die invloed van reën en die invloed van droogte en hoe afhanklik boere van God se genade is, en hoe boere in droogtetye mekaar bystaan, te kom en te sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is jou bankbalans. En nou is die vraag, in terme van dit wat ek vroeër gesê het, of ons op grond van dit wat uit daardie aanbieder se mond gekom het, afleidings oor sy lewe kan maak, afleidings oor sy geloof kan maak, oor sy verhouding met God kan maak. En ek dink tog so, want as jou bankbalans vir jou belangriker is as geloof, hoop en liefde, dan moet dit iets sê oor jou geloof en oor jou verhouding met God. En dit het my toe laat wonder, wat sê dit wat uit jou en mond kom oor ons lewe en oor ons denke en oor ons verhouding met God? Kom ons gebruik vanmôre net bietjie alkohol as 'n voorbeeld. Vir my voel dit op die oomblik, en ek het dit al 'n paar keer vir my vrou gesê, asof 2 of 3 uit elke 5 Afrikaanse liedjies, en veral die wat op Bok Radio speel, ons luister baie graag na Bok Radio, veral die wat op Bok Radio speel, 2 of 3 uit elke 5 liedjies gaan oor drank. Gaan luister maar mooi na daardie woorde. En ek het toe begin wonder, maar of dit dalk 'n naderdraai is van lockdown, in die tyd van COVID. Want gedurende lockdown, veral soos dit 'n bietjie aangegaan het drank nogal 'n belangrike rol in mense se lewens begin speel. Ek weet, daar was baie gevalle waar daar gespot is. Ek maak ook baie grappies oor drank. Maar daar was ook baie gevalle waar mense nie gespot het nie. Waar mense eintlik franties geraak het, wanneer hulle drankvoorraad begin min raak het. En so het ons gesien dat elke keer, want jy sal nou onthou, dat dit het begin met streng inperkings en dan het so bietjie verslap en dan daar gerugte gekom dat dit gaan weer strenger word en elke keer wat daar gerugte gekom het dat dit gaan strenger word, dan het die manne en vroue die drankwinkels bestorm. Ek onthou goed wat ek op TV gesien het waar ouens met sulke trollies en bakkies vol drank weggery het net omdat hulle bang was vir strenger inperkings. Gedurende hierdie
tyd van inperkings en veral toe dit baie streng was daar heelwat mense wat die wet oortree het, wat hierdie inperking reëls oortree het, wat uit hulle huise gegaan het en op die swartmark gaan drank koop het. Ek het geskrik toe ek gehoor het wat ouens partykeer vir drank betaal het wat hulle gaan skelm op 'n plek gaan koop het. En dan was daar al hierdie resepte van pineappelbier en allerlei konkoksies wat op sosiale media die ronde gedoen het. En in terme van waaroor ons nou praat, sou mense dan kon sê, jy weet of daar nie gedurende lockdown ouens was wat sou gesê het, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is my drankvoorraad. Maar toe daar ook in lockdown begin, mense hulle werk verloor, en wat gevaar begin loop het om hulle huise te verloor, en allerhande ander goeders, en hulle karre te verloor, en dalk was daar mense wat in hierdie lockdown begin dink het, en nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is my werk, of die grootste hiervan is my huis, of my kar, of my kinders, of my man, of my vrou wat nou siek in die hospitaal lê. Ons leef in moeilike tye. En COVID was 'n deel van ons lewe wat niemand gesien kom het en wat niemand verwag het nie. Maar dit was en is nie die enigste moeilike deel in ons lewe wat ons al deurgemaak het nie. Dit was miskien 'n globale ding, dit was miskien vir almal moeilik, maar elkeen van ons beleef tye van moeilike tye en niemand word daarvan gespaar nie. Na COVID was daar al soveel moeilike tye waardeur mense moes gaan as gevolg van brande en storms en oorstromings en misdaad, waar mense in 'n oogwink alles verloor het. So hierdie lewe is moeilik. Dis moeilik om te oorleef en om staande te bly elke dag. Boerneef skryf in een van sy digte of beskryf hierdie lewe in een van sy gedigte baie mooi. Luister mooi hoe beskryf hy hierdie lewe. Hy sê die aarde is 'n vangkraal en uitkomkans is min. Dit is maar altyd sulke tyd. Jy moet die noute in. Stywerig en holrig maak help niks. Soebat en bang oog kyk help niks. Niemand en niks help niks. Jou voorland is die noute in, want die aarde is 'n vangkraal en uitkomkans is min. Boerneef was reg. Uitkomkans is min. Stywerig en holrig maak help niks. Soebat en bang oog kyk help niks. Niemand en niks help niks. Jou voorland is die noute in. Ek en jy leef in 'n vangkraal, soos Boerneef sê. Ek en jy moet vandag en môre en oormôre moet ons die noutes in. Ons kan nie wegkruip vir pyn en seer en siektes en dood en misdaad en storms wat deel van ons wêreld en deel van ons lewe kan wees nie. Maar dit was nog altyd so. Die wêreld was nog altyd so. Ons hoor iets van hierdie vangkraal en van die noutes waardeur mense moes gaan, as die digter van Psalm 121 'n paar duisend jaar gelede uitroep. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Die berge of vangkraal en noutes waardeur hy moes gaan, kon fisiese berge gewees het. Psalm 120 tot 134, waarvan 121 wat ons gelees het deel is, staan bekend as pelgrimsliede. Dis liede wat gelowiges gesing het terwyl hulle iewers heen op pad was, veral as hulle op pad was na die tempel toe. Miskien was die digter van Psalm 121 op pad na die tempel van Jerusalem, en rondom Jerusalem is berge, soos Psalm 125 vers 2 sê. As hy
sê ek kyk op na die berge, dan kon hy aan daardie berge gedink het, wat voor hom gelê het, waar hy moes op en oor gegaan het, om by die tempel uit te kom. Of hy kon na simboliese berge verwys het. Hulle moes tempel toe stap, kilometers ver, soms vir dae aan een, deur die vangkraal en noutes van son en wind en weer, deur die vangkraal en noutes van rowers en slange en roofdiere en siektes. Of dalk het hy gedink aan al die afgode wat hy op pad na die tempel toe in die gesig moes staar. Die gelowiges wat op pad was na die tempel toe, het tussen ander volke geleef, volke wat ander gode aanbid het, en hulle het gesê, ons gode bly in die berge, en om by julle tempel uit te kom, moet julle verby ons gode verbykom. En dit kon alles goed gewees het, waarteen hy vasgekyk het. Hy wil by die tempel uitkom, want dit was vir hulle ongelooflik belangrik om 1 of 2 keer 'n jaar by die tempel uit te kom. Maar hy weet, hier is gevaar, hy weet, hier is vangkrale en noutes waardeur hy moet gaan, alles waarteen hy vasgekyk het, en dan roep hy uit, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Maar dan is dit asof ons iets uitdagends in sy stem hoor, as hy sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek kyk op na die berge, ek kyk na die vangkrale en die noutes en wonder, waar vandaan sal my hulp kom? In vandag se taal sal ons kan sê, ek kyk op na die vangkraal van die ekonomie, wat druk, en ek wonder, hoe gaan ek daar uitkom? Ek kyk op na die vangkraal en die noutes van my begroting, en ek wonder, hoe gaan ek oorleef? Ek kyk op na die vangkraal en die noutes van my kankerdiagnose, of die vangkraal en noutes van ouderdom, want hulle sê mos, ouderdom is nie vir sissies nie, en ek wonder, gaan ek geld hê tot die einde van my lewe om melk en brood te koop, of gaan ek tot die dag van my lewe, einde van my lewe, my verstand behou? Ek kyk op na die vangkraal, waarin soveel mense vandag vasgevang is, wat hulle laat glo, geluk lê onder 'n bottel se prop, of in iets wat jy snuif of rook. En ek wonder, hoe kan ek geluk vind sonder dit? Ek sien die vangkraal van goddeloosheid, die vangkraal van kerkloosheid, van mense wat dink hulle die kerk nie nodig nie, en ek wonder, hoe gaan ek daardeur kom? Die digter van Psalm 121 was nie blind vir die berge en die vangkrale en die noutes van hierdie wêreld nie. Hy sien dit raak en hy besef, ek kan nie alleen daardeur of daaroor kom nie. As hy die berge wil oor en deur die noutes en die vangkrale wil gaan, moet hy die pad saam met die God stap wat hemel en aarde geskape het. Ons kry ook iets daarvan in Psalm 23, waar Dawid skryf, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Selfs al gaan ek deur die vangkrale en noutes van donker klowe, waar rowers en roofdiere en slange en skorpioene skuil, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Dit het my laat dink aan iets wat ek gelees het oor 'n dominee met die naam Joseph Parker. Hy het een Sondag vir sy gemeente gesê, daar is mense wat die laaste tyd baie fout vind met my preke. Hulle sê ek is oudmodies. Hulle sê ek het nie bygebly met die wetenskap nie. Ek haal volgens hulle te veel versies uit die Bybel aan. Ekskuus, ek moet eerder vra, wat sê die wetenskap? En hoe kan die wetenskap ons help om ons lewens beter te maak? Nou wil ek hê, het hy gesê, dat ons vanoggend so bietjie ons tot die wetenskap wend.
In ons gemeente, sê hy, is daar 'n vrou, haar man is 2 jaar gelede oorlede. En die afgelope week is haar enigste seun ook oorlede. Sy wil weet, waar is hulle nou? En of sy hulle ooit weer gaan sien. Ek wil hê ons moet die Bybel vanoggend so 'n bietjie eenkant sit en vra dat die wetenskap vir ons antwoorde op hierdie vrae moet gee. Hy maak toe sy Bybel toe en hy sit hom eenkant neer en vra vir hulle, sê asseblief vir my, wat sê die wetenskap? Gaan hierdie vrou ooit weer haar man en haar seun sien? Is die dood die einde van alles? Of is daar lewe na die dood? Hierdie arme vrou worstel met 'n klomp vrae en wil graag antwoorde hê. Wat se troos kan ons vanoggend vir haar uit die wetenskap gee? Is daar enige iemand wat wil antwoord? Vra hy toe vir hulle. Na lang stilte vra hy, het die wetenskap dan niks te sê oor lewe en dood nie? Wel, dan moet ons maar kyk wat hierdie boek oor lewe en dood sê. Wat sien ek en jy as ons vanoggend na die berge om ons kyk? Wat sien ons as ons besef ons is vasgevang in 'n vangkraal? Of dat ons vandag en môre deur noutes moet gaan waarvoor ons glad nie kans sien nie. Plaas ons al ons hoop op die ekonomie, dat dit sal regkom, dat ek my werk kan behou sodat ek my leefstyl kan bly handhaaf? Plaas ek al my hoop op die wetenskap om nuwe medikasie te kry vir kanker en diabetes en Alzheimer's? Waarop plaas ek en jy vandag ons hoop vir vandag en môre en oormôre en elke dag van ons lewe? Natuurlik hoop ek dat die ekonomie sal verbeter. Dat Amerika sal afsien van hierdie belaglike tariewe wat hulle wil hê, sodat minder mense retrench word. Natuurlik hoop ek dat ons ekonomie sal verbeter sodat daar meer werk geskep kan word vir skoolverlaters en vir mense wat reeds hulle werk verloor het, dat hulle weer kan werk kry. Natuurlik hoop ek dat die bedrog sal eindig en dat die regering daardie geld sal vat en sal aanwend om dienste te verskaf vir almal sodat ons beter in hierdie land kan lewe. Natuurlik hoop ek dat die wetenskap sal vorder met medikasie vir kanker en diabetes en ander siektes, dat dit geëlimineer kan word sodat daar minder miskrame kan wees en sodat daar minder gestremde babas gebore kan word. Natuurlik hoop ek dat ons en ons kinders en ons kleinkinders deur die mediese wetenskap vir nog 'n ruk vir mekaar gespaar kan word om vir mekaar lief te wees en om te gee. Maar mag God my bewaar dat ek nooit, maar nooit, al is dit net in my gedagtes sal sê, nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is my bankbalans. Mag God my bewaar dat ek nooit, maar nooit sal sê, ek kyk op na die berge, ek kyk na die vangkrale en die noutes om my, en wat voor my lê en ek weet my hulp kom van die wetenskap, of my hulp kom van 'n bottel, of van 'n spuitnaald, of van 'n dag as 'n sigaret. Ons het wetenskap nodig. Ons het geld nodig. Ons het medisyne nodig. Maar mag ons nooit so aan geld of wetenskap of medisyne of ons familie of ons besittings of wat ook al vashou dat ons vergeet, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat die digter, oor wie die digter van Psalm 121 sê,
Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, wat nooit sluimer of slaap nie, wat jou beskerm waar jy ook al gaan. Ja, ons leef in 'n vangkraal, maar hierdie vangkraal is nie die einde van die wêreld nie, want hierdie vangkraal het 'n hek. En in daardie vangkraal slaap die herder wat gesê het, ek is die ingang en die uitgang vir die skape. En ja, ons moet elke dag die noutes in, maar ons hoef nie bang te wees nie, want Jesus was ook hier. Hy het vir 33 jaar lank, het hy die vangkrale en die noutes van hierdie wêreld gevys. Hy was vir 33 jaar vasgevang in die vangkraal van haat en sonde. Hy moes gedurende hierdie 33 jaar deur verskeie vangkrale en noutes gaan, waarvan Getsemane en die kruis en die graf verseker die ergste was. Hy het dit gedoen sodat hy vir jou en my kan sê, dis nie 'n goeie bankbalans wat jou deur die berge en die vangkrale en die noutes gaan bring nie. Dis nie die wetenskap wat vir jou gaan vertel waar jou geliefdes wat gesterf het nou is nie. Dis Jesus. Daardie Jesus wat gesê het, elkeen wat in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo sal in ewigheid nooit sterwe nie. Is dit nie genoeg rede vir jou en my om deur ander oë, deur nuwe oë na die mense en die wêreld om ons te kyk nie? Is dit nie genoeg rede om deur ander oë en deur nuwe oë na God te kyk nie? En as jy so deur ander oë of deur nuwe oë na die wêreld en na die mense en na God kyk, sal jy kan stil bly? Of sal jy nie anders kan as om uit te roep, Halleluja, prys die Here, selfs oor en oor en oor, soos ons in die psalms gehoor het, van die digters dit oor en oor sê, en soos ons in die eerste preek in hierdie reeks ook gepraat het oor Handel se koorgedeelte in die Messiah, waar dit uitbundig oor en oor gesing word, Halleluja, 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 prys die Here. Sal jy kan stil bly as jy gehoor het wat jy vanoggend gehoor het. Ek sê vra so tyd gelede vir iemand om wie daar baie hoë berge gelê het, vra ek, wat sou ons sonder die Bybel en sonder geloof gewees het? Die antwoord kom terug, net mooi niks, verpletter. Kom ek sluit vanoggend af met die Griekwas se weergawe van Psalm 121. En luister mooi na die kinderlike rou geloof wat uit hierdie Psalm, uit hulle woorde kom, hoe hulle Psalm 121 weergee. Ek slat my 2 oë op, my kyk vang die verste kop. Waarvanaf sal my hulp nou kom? My hulp is van die Here, van hom. Hy het nou die hemel en Priska gekom maak. Sonder laat jou voete klipperse raak, is hy skoene agter die skaap. Hy dink nooit eers nie oor slaap. Sondtyd is hy hoed op jou kop. In die nag hou hy gevaarlikheid dop. Hy is mos nou daar om jou op te pas. Hy jou siel hou hy tussen jou ribbes vas. Gaan jy nou in of gaan jy nou uit? Hy's oor jou vir ewig en vir altyd. Ja, hy's oor jou vir ewig en vir altyd.
Amen. Here, ons dankie dat U ons God is. Soms laat dit ons bitterlik klein voel, Here, omdat ons so graag ons eie probleme probeer oplos. Soms leef ons ver van U af, nie omdat U ver is nie, omdat ons ver is. Dankie dat ons vanoggend kon hoor, U wil deel van ons lewe wees, U wil in ons lewe wees, hierdie lewe wat vol vangkrale en berge en noutes is. Dankie dat ons kan hoor, ons hoef nie alleen daaroor of daardeur te gaan nie. Dankie dat U die pad saam met ons stap, teen opdraandes en afdraandes. Dankie dat ons ook geleer is om vir mekaar te bid. Miskien sit daar mense tussen ons, voor wie daar 'n styl opdraande lê, of wat reeds halfpad teen daardie opdraande op is, maar nie weet hoe gaan hulle bo uitkom nie. Ons bid vir hulle, ons dra elkeen in ons gemeente op. Maar ons bid veral, Here, dat U deur die Heilige Gees in ons gemeente sal werk, in ons lewens sal werk. Dat ons sal groei in ons geloof, dat ons sal sterker word in ons geloof, want dis die enigste manier hoe ons U kan vertrou en kan weet, U stap hierdie pad met ons saam. Dankie dat ons ook kan bid vir volgende week se lentefees en vir al die voorbereiding wat hierdie week moet kom. U het ons geleer om vir alles te vra, om te bid, Here. Dankie dat ons dit ook aan U kan opdra en bid dat U dit sal seën. Ook die samewerking tussen lidmate, dat ons dit sal gebruik om ook 'n getuienis uit te dra na die wêreld toe, om vir hulle te sê, ons dien die drie-enige God. Ons het hierdie God lief met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. En ons gee ook om vir elkeen wat saam met ons hierdie pad stap, soos wat U wil hê ons moet dit doen. Seën ons in hierdie dag. Dink aan hulle wat siek is en wat nood het, en wat dan nog hartseer is in huise, Here, waar daar onlangs dood in daardie huise was. Ons bid vir hulle. Seën ons in hierdie dag in Jesus se naam. Amen. Ons antwoord nou met 'n pragtige lied wat ook hierby aansluit, en ons gaan hom sing soos hy in die liedboek staan, op berge en in dale en oral is my God. En nie soos 'n klein seentjie het gesing het wat hy gehoor het en hierdie liedjie luidkeels gesing het, oom Bertus se sandale. So, ons sing dit op berge en in dale en oral is my God. Ons hoef nie te vrees nie, hy is altyd oral by ons. Ons sing die eerste, tweede en vierde vers en dan bly ons staan en dan sing ons vanoggend 'n wegsendingslied, T.T. Kloete se Psalm 42, die derde vers, en jy gaan sien hoekom ek daai lied ook vanoggend gekies het as 'n lied waarmee jy uitgaan die wêreld in.
Mag God wat vrede gee met julle almal wees en bly. Amen. Saterdag so die hele dag van 8 tot die lentefees begin 9 uur, maar dan almal sê van